Voordat ons begin, geliefdes, wil ek net vir julle sê, as pastor, as herder, nooi ek julle uit om, indien julle 'n probleem het met die lering, iets nie verstaan nie, of van iets verskil, wat dit nie heelhartig ook in julle harte eensgesindheid werk nie, dat julle met my moet kom praat en vir my dit kom sê. Ek nooi julle uit, doen dit. Want daar is niks wat ek meer begeer as eensgesindheid, nie net op bloot van wie ons redder is nie, maar ook die waarheid, sy waarheid wat geproklameer word, en waar ek niks anders as sy waarheid elke Sondag wil verkondig nie. So as jy nie saamstem nie, as jy nie verstaan nie, kom sê dit vir my. Ek sal dit graag wil weet en dat ons dan daaroor kan praat. Goed, voordat ons dan vandag verder met Romeine 6 gaan, is dit net belangrik dat ons weer hierdie verse binne konteks plaas. Maar ook binne die groter konteks van die brief, want dit is belangrik om te onthou dat hierdie brief, soos Paulus dit geskryf het, een aan een lopende skrywe was. Dat wil sê, daar was nie hoofstukindeling nie, en daar was ook nie verse nie. Dit het eers later gekom, en dit word nie as deel van die skrif as sodanig beskou nie. Maar as ons dan gaan kyk na die gegewe skrif, dan was dit alles aaneenlopend van vers 1 vers 1 tot aan die einde. Maar dit het gekom, die indelings het gekom, net om makliker te maak, sodat ons nie van vers 749 hoef te praat of so iets nie. Met andere om 'n duideliker verwysingsraamwerk te hê. So Paulus se gedagtes, soos dit neergeskryf is, het dus op een punt begin, en progressief deur God se waarheid, die evangelie beweeg, soos wat Christus Jesus dit aan die apostels en ook aan Paulus deurgegee het. En Paulus se brief is nie losstaande gedagtes wat onafhanklik van mekaar staan nie. Nee, daar is progressie. Die Heilige Gees lei Paulus stap vir stap om met die belangrikste lering van die evangelie te deel. Met daardie issues te deel wat by mense sou opkom. Ook om hulle te bevry van die valse leer waarin hulle voorheen onderworpe was. En nou kom Paulus en sê, maar kom, ons werk deur hierdie waarheid van God. Dit wat Jesus aan ons geopenbaar het. En ons kyk na al hierdie aspekte wat vorendag kom. Hoe verstaan julle dit? Hoe verstaan julle wettiesheid? En hoe verstaan julle godsdienst? Dit wil sê, godsdienst sonder inhoud, maar net om deur die bewegings te gaan, om aan 'n kerk te behoort en sonder om waarlike verhouding met Jesus te hê. Want dit is al daardie dat hy hulle wil bring by die punt waar daar 'n totale en 'n ware oorgawe aan Christus Jesus is, dat hulle soos Job dan tot 'n volle verstaan van God kan kom. Dit is waaroor dit gaan. As ons dan nou kyk na die hoofstukke wat ons sover bestudeer het, hoofstuk 1, wat gaan oor die universele skuld van die mensdom. Die vers is daar baie spesifiek, Romeine 1 vers 16. Die hoofstuk 2, dat daar geen uitsonderings vir godsdienst of morele mense is nie. Daar's nie uitsonderings, daar's nie verskoning nie. Dis nie wat God vra nie. En die vers daar is Romeine 2 vers 11, soos wat dit ook op die bulletin vir julle aangedui word. In hoofstuk 3 kom ons almal bring Paulus ons by die punt waar ons besef, almal het gesondig. Maar daar is vryspraak beskikbaar. Romeine 3 vers 23 en 24. En dan in Romeine 4, die 4de hoofstuk, word Abraham as voorbeeld van die geloof voorgehou, en spesifiek beginnend in 4 vers 3 en verder. In Romeine 5 het ons gesien hoe vrede met God moontlik is. En dit was dan in Romeine 5 vers 1 waar dit aangekondig word. En nou in Romeine 6 waar ons vandag mee klaar maak, as God wil, is dit die feit waarmee ons gekonfronteer word. Die groot feit van hoofstuk 6, dat daar is dood vir die sonde, maar daar is lewe vir hulle wat in Christus Jesus is.
Hierdie is, soos ek al van tevore gesê het, in 'n sekere sin, is dit regtig een van die waterskeidingshoofstukke, en daar's paar waterskeidingstekste, soos Romeine 6 vers 17 byvoorbeeld, wat so 'n geweldige belangrike vers is om te verstaan, en dan wat vandag se boodskap ook gaan bevestig. Nou, verlede week se boodskap het ons gesien, dat Paulus 'n radikale, 'n lewensveranderende waarheid geproklameer het, naamlik dat redding in Christus absoluut noodwendig, dit kan nie anders nie. As jy gered is, lei dit na heiligmaking. Jy kan nie sê dat jy gered is, maar daar's nie heiligmaking in jou lewe nie. En progressiewe heiligmaking. Wil sê, jy kan nie die baba Christen bly, wat jy aan die begin is, en 30 jaar later is jy nog steeds net dieselfde nie. Daai progressiewe heiligmaking moet plaasvind. En dis wat ons moet verstaan, dat wanneer God 'n mens red, maak hy nie net 'n deeltjie van die mens heilig en nuut nie. Hy maak die hele totale mens nuut. Jy word ten volle gered. En sodoende word die hart, die verstand en die wil langsamerhand saam in Christus omvorm en herskep, en dit lei na heiligmaking. Wil sê, God het nie gesê, jy's nou gered, in plaas van dan om ons reg uit hemel toe te neem, los hy ons hier op aarde. In die hemel sou ons dan heilig gewees het onmiddellik, want dit is wat met ons gaan gebeur in die hemel. Daar's geen sonde in die hemel nie, maar sê God, maar nee, jy's nou gered, en nou gaan jou heiligmaking op aarde plaasvind, sodat jy 'n getuie kan wees vir die wêreld rondom jou, wat kan sien wat dit is, wanneer God iemand red, hoe lyk so 'n persoon? En hoe lyk so 'n persoon? Wel, onthou julle die saligsprekinge? Salig is die armes van gees, en alles wat daarop volg. So lyk die persoon wat gered is. Maar is nie dat dit een oomblik is jy nie, en die volgende oomblik is jy nie. Nee, dis 'n proses wat in jou plaasvind. En die ideaal is dan dat jy sal word, soos wat die saligsprekinge beskryf. Maar dan onthou ons ook, dat daar 'n noodwendigheid in hierdie heiligmaking is, en wat ek daarmee bedoel is, dat dit moet plaasvind in die gelowige. Want onthou julle toe Jesus gevra is, wat is die groot gebod? Het hy in Matteus 22 vers 37 gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, dit wil sê jou hele wese, daarin wanneer, in die mate wat jy daarin oorgegewe lewe, wys jy jou liefde vir God. En in die mate wat jy met die mensdom omgaan, wys jy jou liefde vir God, deur al hierdie aspekte van jou lewe, jou hart, jou wil en die verstand, duidelik te wys oorgegewe aan God te wees. Dit wil sê, jy lewe op 'n manier, wat wys jy behoort aan die Here. En ek wil weer net sê, geliefdes, ons moet baie mooi verstaan. Hierdie is die lering van die evangelie. En ofskoon, wanneer 'n mens na die kerk in die wêreld kyk, ek bedoel, nie die kerk nie, sondige wêreld nie, ja dit ook, maar ek bedoel, die kerk as afgesonderde eenheid van God binne die wêreld, dan is hierdie lering vir die kerk gegee. Dis nie net vir 'n klein sektetjie een kant, of mense wat hulle een kant op 'n bergtopie by mekaar kry en afgesonder van die wêreld lewe. Nee, die uitdaging is juis om in hierdie wêreld, te midde van die mense rondom jou, so te lewe dat jy kan wys, maar jy is 'n kind van God. Dit is die uitdaging en dit is die konstante lering van die Nuwe Testament. God wil hê dat ons moet wys dat hy ons gered het, dat ons anders is, dat ons anders reageer en dat ons hele wese spreek van redding. En dit is daardie proses van heiligmaking wat langsamerheid progressief in ons lewe
plaasvind, progressief, dit word meer en meer en meer. Ons het dit dan gesien ook by Job, dat hy in daardie een aangrypende, magtige oomblik radikaal omskep is, toe hy God se heilige volheid beleef het. Toe hy in Job 42 vers 5 aan God beken het, volgens hoors het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, toe hy God se volheid besef. En dan is Job dan met eens is hy 'n ander mens. Nie dat hy 'n sondaar, 'n blaatante sondaar voorheen was nie, maar hy was 'n persoon wat omskep is, verander is deur sy persoonlike belewenis van God. Maar presies wat in Job gebeur het, is wat Romeine 6 in gedagte het. Dit is wat ons hier in Romeine 6 ondervind. Dis wat ons teekom. Dis die lering in Romeine 6. So Paulus het nou in Romeine 1 vers 18, wat ons na die vorige lering nog gekyk het, gewys dat God in wedergeboorte en redding deur daardie woord imputasie, die mens se hart, wil en verstand nuut maak. Dit wil sê redding word geïmputeer. En daai imputeer beteken hy vat dit wat in hierdie kolom is van onredding, wil sê dienaar van die bose, en hy plaas die mens oor die een wat gered word in sy kolom, onder sy heiligheid. Jy word van boosheid na heiligheid oorgeplaas. Jy word geïmputeer van boosheid na heiligheid. Dit is wat redding doen. Nou, ons moet net daai imputasie reg kry, want amputasie is iets anders, nee, julle verstaan dit. Imputasie, moenie dit verwar met amputasie nie. Goed. En nou is die mens getransformeer, omdat hy geïmputeer is. Dit klink verskriklik, maar dit beteken net, waar jy voorheen dienaar van die sonde was, as jy nou dienaar van God. Jy is getransformeer, geheel en al verander, ten volle verander, sodat jy nou vir die eerste keer God kan en wil dien. Jy is daardie moontlikheid nou gegee, en jy kan ten volle God dien, as jy werklik op die lering van die woord wil ingaan, en jouself geheel en al daaroor gee. Jy kan God in volle dien, maar as gevolg van jou menslike liggaam, as gevolg van die mensheid waarin binne jy lewe, is dit nie altyd moontlik nie. Maar jy kan dit nou doen, want jy is ten volle verander. Jy het die potensiaal om dit te doen, want God het jou verander. Jy kon nie voorheen nie, maar nou kan jy. Nou dit bring ons nou by vers 19. En hier wys Paulus nou vir ons in vers 19, hoe hierdie praktiese implikasie van die transformasie regtig aan ons lewens uitwerk. Die mens, die geredde mens is nou innerlik nuut, maar nou moet daardie nuutheid uitgeleef word in sy lewe. Daar waar hy bly, daar waar hy in sy gesin is, daar waar hy sy vreugdes en sy leed deel, daar in die familie, in die vriendekring, in die gemeenskapskring, in die omgewing, by die werk, in die skool, oral, daar waar jy met 'n winkelassistent te doen het, waar jy met die karwag te doen het, oral moet jy nou wys, jy is 'n kind van die Here. En daardie persoon moet, nadat hy met jou te doen gekry het, hy behoort te besef, ek het met 'n kind van die Here te doen gekry. Dis nie sprokies nie, geliefdes, dis die waarheid. Wanneer God van 'n mens besit neem, dan word jy verander om 'n lig uit te straal, die waarheid uit te leef en sodanig met mense te kommunikeer dat hulle besef, maar jy het die liefde van God in jou. Ek sê weer, dis nie vir 'n sekte een kant nie. Dis vir ons wat in hierdie wêreld is, wat 'n lidmate is van God se kerk hier op aarde. Dit is vir ons, elkeen. Nou kyk na die kragtige woorde
in Romeine 6 vers 19. Dis 'n kragtige boodskap wat daar kom. Daar skryf hy, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Ek probeer dit vir julle kommunikeer op 'n manier wat julle dit kan verstaan. Want, soos julle, en daar kan eintlik ingevoeg word, as ons na die teks in die Grieks kyk, want soos julle voorheen julle lede gestel het in diens van die onreinheid en die wetteloosheid om wetteloos te wees. Dit wil sê die onreinheid en die wetteloosheid het julle gedryf na wetteloosheid. Dis wat met julle gebeur het, want julle het julle liggaam beskikbaar gestel vir die sonde. Julle het nie julle aan God en sy waarheid gesteer nie, julle het geleef net soos julle wil. En nou kom die draaipunt. So moet julle nou julle lede stel in diens van die geregtigheid, God se geregtigheid, tot heiligmaking. Voorheen diensknegte van die bose, nou diensknegte van God. Voorheen oorgegewe aan wetteloosheid en onheiligheid en alles wat daarmee saamgaan. Maar nou die diensknegt van God oorgegee aan heiligmaking. Oorgegee aan God se waarheid wat julle gaan dring tot heiligmaking. Maar let op die taal wat Paulus hier gebruik. Wanneer hy dit sê, praat hy van 'n totale oorgawe wat God vra. Nou moet julle lede stel in diens van geregtigheid tot heiligmaking. Hy vra, daar moet 'n oorgawe van jou kant kom. Hy praat nie van, let wel, hoor wat ek sê, hy praat nie van jou prestasie nou nie, wat jy nou moet doen, sodat jy nou gered kan wees, of heiligmaking kan uitleef nie. Dis nie wat hy sê nie. Wat sê hy? Jy moet jou oorgee aan God. En dan gaan die heiligmaking kom. Nie in wat jy nou beplan, hoe jy nou dit gaan doen nie. Nee, hy sê, gee jou oor aan God. In Engels, abandon yourself to God. Gee jouself ten volle oor aan God, sê, Here, ek is nou u diensknegt, u slaaf. Werk in my deur die woord en die gees. Lei my tot heiligmaking. Dis waaroor dit gaan. Nie om nou beplan, ek gaan nou dit doen, ek gaan kerk toe gaan, ek gaan dit doen, ek gaan by die kerk. Nee, dis nie wat hy doen nie. Jy kan niks doen om dit te bewerkstellig nie, behalwe om in oorgawe te leef, sodat die gees jou lei om dinge te doen. Nie jy uit eie wysheid, uit vlees jou dinge beplan nie. Dis 'n baie fyn verskil, maar dit is die groot verskil tussen doodeenvoudig om in ongeredheid te lewe, of selfs onheiligheid te lewe, sonder om heiligmaking enigsins te manifesteer. Om in oorgawe te lewe. Die woord, hoekom ek van oorgawe praat, is die Griekse woord, wanneer hy sê, julle moet julle lede in diens stel. Die Griekse woord is parastemi, om jou ledemate in diens of tot beskikking van iets of iemand te stel. Om jou ledemate, jou hele persoon in diens of tot beskikking van iets of iemand te stel wat dit nou gaan gebruik. So die ambisie, die aksie van die mens is dus om hom as vrywillige diensknegt, dienaar, voor sy gesagvoerder, sy meester te gaan stel en te sê, hier is ek, gebruik my. Hier is ek, gebruik my. En dan wat dit van jou sal vra dan is om gedagtig met 'n agneming van die feit dat jy nou jou hele liggaam diensbaar tot God gestel het, dat jy dan so sal optree. Dat jy gedagtig aan sy waarheid sal optree. Dat jy gedagtig aan die saligsprekinge sal optree. Dat jy gedagtig aan die dele sal lewe wat vir jou sê, moenie so maak nie, maar jy moet so wees.
Daardie lyste wat sê, hierdie mense gaan nie die koninkryk van die hemel beerwe nie. Dat jy dit in gedagte sal hou. Wil sê, jy word gelei deur God se Gees, omdat dit God se waarheid is. Nie jou eie denke en dade nie. Jou hele menswees, jou hart, siel en verstand word tot God se beskikking gegee. En hier in Romeine 6 vers 19 sê Paulus dan, julle het julle voorheen tot beskikking van onreinheid en wetteloos gestel, maar nou na bekering stel julle jouself tot beskikking van geregtigheid en heiligmaking, wat sê God se waarheid, wat God van die begin af vir die mens beoog het. Nou hierdie oorgawe wat God vra is soos 'n goue draad wat reg deur die woord loop. In Romeine 12 vers 1 en 2 word hierdie boodskap van Paulus herhaal, waarin hy dan sê, en hier sit 'n besondere formulering hier, ek vermaan julle dan broeders. Nee, hy het nodig om te verbaan. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. Onthou God se ontferming oor jou. Dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige, aan God oorgegewe offer. Dit is julle redelike godsdiens. Met ander woorde, hoe reageer jy op die waarheid wat jou waarheid geword het in redding? Wat is nou die logiese reaksie wat jy as mens behoort te hê? Dat jy nou maar vry en losbandig kan gaan lewe? Nee, hy sê, lewe oorgegewe aan God en God se waarheid. Dit is die logiese, dit is die aanneemlike gevolg van wat God in jou lewe gedoen het. Dat jy in reaksie daarop dan die logiese, die aanneemlike ding gaan doen om hom nou te dien. Nou ons moet dan in hierdie proses ek voortdurend, soos koning Dawid bid in Psalm 51 vers 12, daardie bekende psalm waar hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Dit is om oorgegewe aan God te lewe. Maar onthou die konteks van Psalm 51, want dit is ook die konteks van ons lewens, dat ons, net soos Dawid, wat Dawid sy sonde aan God bely, kan ons voortdurend volgens 1 Johannes 1 vers 9, ons sonde gaan bely, en elke keer weer vra, Here, skep in my ook 'n rein hart, en gee aan my ook dan 'n vaste gees, wat U wil aanbid. So dis nie dat ons uitsondig uit die hemel uit as ons nie lewe soos ons moet nie. En ons gaan in hoofstuk 7 sien wat Paulus oorkom en waarvan hy skryf. Maar daar is 'n geleentheid om jou sondes te bely. En wanneer jy dit bely, beteken dit die woord repent, jy bely dit en jy draai weg, jy doen dit nie weer nie. Jy doen dit nie meer nie. Jy bly weg van daai sonde. Jy het dit repent, jy het dit weggesit. Jy gaan nie weer na daai punte nie. So daardie vaste gees beteken 'n gewillige, oorgegewe gees wat uit 'n geredde hart vloei. Nou, hoe kan 'n mens nou dit goeie illustrasie om te sê, ons moet verstaan. En dit is waarop hierdie hele deel nou neerkom. Dat ons inderwaarheid is soos 'n slaaf wat deur sy ou meester verkoop word. En die nuwe meester koop ons by die ou meester. En hy betaal die volle prys daarvoor. Hy betaal die losprys. En hy vat ons en hy neem ons uit die ou meester se huis en hy vat ons na sy huis toe. Nou gaan ons nie meer die ou meester dien nie. Ons dien die nuwe meester en ons lewe in totale oorgegewenheid aan sy wil. Ons dien hom nou wat hy vra. Dit is wie ons is slawe van God, die allerhoogste heilige God en ons redder Jesus Christus, ons Here, ons meester, ons koning. As ons nie bereid is om dit te doen nie, want dit beteken ons het nog nooit by die eerste saligspreking gekom, wat gesê salig is die armes van gees nie. Want dit is die gesindheid waarin ons die koninkryk inkom. So dit, wat Paulus hiervan skryf,
verwys na die gelowige se volkome, totale oorgewendheid, oorgawe aan Christus. En in die mate waarin die gelowige aan Christus oorgegee is, in daardie mate sal heiligmaking plaasvind. Dis eenvoudig. Dis soos wanneer jy 'n tank vol maak. As daai tank nie vol is nie, kan hy nie 'n volle diens lewer nie. Wil sê, dan kan hy ook leegloop op 'n stadium. So dit is nou nie baie goeie beeld om julle verstaan. Ons moet ons ten volle vul met Christus en met sy waarheid, sodat ons in volle oorgawe kan lewe. En dan moet ons dit verstaan, as ons dan probeer om die sonde in eie krag te oorwin, deur wette en reëls te gehoorsaam, deur uiterlike vorm te gehoorsaam, dan gaan dit tot mislukking lei. Maar wanneer die ware oorgawe, volle oorgawe plaasvind, sal die geesbegeleide heiligmaking, die geleidelike seker oorwinning oor die mag van die sonde wel teweegbring. En dit is 'n lewenslange proses. Dit hou nooit op nie. So 'n volkome heiligmaking, soos ek reeds gestel het, sal eers plaasvind die oomblik van ons verheerliking. Daardie glorification, wanneer ons in die hemel instap. So ons moet verstaan, daar is nie 'n staat van absoluut volmaakte sondeloosheid hier op aarde nie. Dit is nie hier nie. Dis altyd 'n progressiewe heiligmaking. En soos ek reeds gesê het, Paulus gaan dit vir ons in Romeine 7 baie duidelik illustreer. Maar die gelowige se passie, sy fokus, sy wil is oorgegee aan die proses van heiligmaking. Ons kyk na vers 20. In vers 20 gee Paulus 'n baie ontnugterende boodskap. Vers 20, 'n baie ontnugterende boodskap. Want toe julle slawe was van die sonde, wil sê julle ou staat onder die ou meester, was julle vry ten opsigte van die geregtigheid. Nou wat beteken hy nou daarmee? Wel, dit is om te sê dat, sê nou maar, iemand het 'n sekere siekte onderlede gehad. Maar word hy gered, dan word hy of genees, die genesing vind plaas van die siel, dan is hy vry van daardie siekte. En hy sê, toe julle onder die ou baas was, onder die ou meester, was julle vry van geregtigheid. Geregtigheid was nie in julle nie. Selfs alles wat julle gedoen het, met 'n goeie intensie, bedoeling, was nie geregtigheid nie. Dit het nie by God as geregtigheid getel nie. So en dan wat dit ook hier impliseer is dit. Die mens is geneig om te dink dat hy werklik vry is om te kies. Vry in ons keuses om te kies tussen die goeie en die slegte. Tussen die slegte en die verkeerde. Dat ons vry is om dit te doen. En ek bedoel, as kerke wat dit verkondig. Die mens is vry, hy het 'n vrye wil om te kies. Hy kan God kies. Maar hy kies sy eie redder en redding, hy kies dit. Hy word nie deur God gekies en deur God gered nie, want die mens word beskou as vry. Maar wat Paulus hier sê, nee, die mens is nie vry om te kies nie. En as jy dink jy is gered omdat jy God gekies het, maak jy 'n verskriklike fout. En julle weet, dit is waarlik dan nie die boodskap wat hierdie gemeente verkondig nie. Die mens het nie 'n vrye wil om te kies tussen goed en kwaad nie. Met ander woorde, kom ek kyk net weer terug, wanneer hy sê, was julle vry ten opsigte van die geregtigheid, eintlik sê hy, in daardie tyd het julle nie aan geregtigheid gelei nie. Dis 'n bietjie ironies gestel.
Julle het nie aan geregtigheid gelei nie, want dit was nie by julle nie. Selfs al dink jy dit was wonderlike tyd wat jy gehad het voor redding. Nie in God se oë nie, want jy was sonder God en sonder Christus. Want as jy sonder God en sonder Christus was, het jy teen hulle gekies. Nou wat Paulus dan hier dan ook sê en wat hy impliseer, is die boodskap van Jesaja 64 vers 6, waar Jesaja sê, al ons geregtighede, daardie goeie dade wat ons aan dink wat ons voorheen gedoen het, al daardie geregtighede, sê Jesaja, is soos 'n besoedelde kleed. Verstaan julle dit? Ons goeie dade, wat ons uit onsself gedoen het, in God se oë was dit soos 'n besoedelde kleed. Dit het dalk hier op aarde 'n doel gehad, en God kan dit gebruik tot sy voordeel, maar in God se oë kan dit jou nie redding bring nie. Dit kan beteken vir hom niks nie. Paulus herhaal dieselfde idee van Jesaja in Filippense 3 vers 8, wanneer hy daai bekende vers het, Filippense 3 vers 8, ja waarlik, ek ag ook alle skade, verlies, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en ek ag dit as drek of gemors, of die Griekse woord wat eintlik daar gebruik wat nog 'n veel erger woord is as drek of gemors, ek beskou dit as skubalon, julle onthou daai woord, gebruik hom maar gerus in julle lewe as iets nie goed is nie, dis skubalon, dis 'n goeie woord in plaas van die vloekwoorde van ons tyd. Hy sê ek lees weer, ek ag alles as skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het. Ek ag dit as drek of gemors, skubalon, om Christus as wins te verkry. Ek gee dit graag op. Al daardie goeders wat ek gedink het goed was, gee ek op terwille van Christus. 'n baie bekende kommentator stel dit soos volg: elke mens word onder die absolute tirannie van die sonde gebore. Nou wat doen 'n tiran? Jy het nie 'n keuse as jy onder 'n tiran lewe nie. Jy het nie 'n wil nie. Jy doen net wat hy wil hê. Hy sê jy het onder die tirannie van die sonde gelewe. Dis 'n verskriklike tirannie wat ons hele denkwêreld, ons diepste begeertes, ons motiewe, ons woorde en ons dade vorm en stuur. Ons sê, jy het nie 'n wil daar nie. Sonder God, sonder Christus, het jy nie 'n wil nie. Want selfs in dit wat jy dink dat jy goed doen, dien jy eintlik die bose. En dan gaan hy verder. Dit is nie maar net 'n neiging om foute te maak nie. Dis 'n totale oorheersing van die bose en onreine oor ons hele lewe. Jy word oorheers, jy is die slaaf van daardie onreine boosheid. Efesiërs 2 vers 1 skryf Paulus ook, dat voor redding was ons dood deur die misdade en die sondes. Dood deur die misdade en die sondes. En julle weet, 'n dooie mens het geen krag of vrye wil om homself lewendig te maak of om enigsins iets goeds te doen nie. En dan nog 'n aanhaling ook in hierdie verband, Johannes 8:34. Johannes 8 vers 34 sê, Christus Jesus self, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n slaaf is van die sonde. Jy kan nie anders nie, jy hou maar net aan. So dit is presies hoe ons as mense sonder God daar uitsien. Enigeen wat sonder God is, lyk so. Ons kan onsself nie moreel probeer verbeter nie. Ons kan onsself nie geestelik uit die dood opwek nie. Ons kan eenvoudig geen ware geregtigheid wat vir God aanneemlik is, uit ons eie produseer nie. Geliefdes, dit is die lering van die skrif. En dit is ongelukkig in die kerk van ons dag 'n baie onbeklemtoonde waarheid.
En dit is hoekom heiligmaking in die kerk skade ly, omdat hierdie waarheid nie gepreek word nie. Maar het is belangrik dat ons die volle, die skerp snykant van Paulus se argument verstaan. Dat die som totaal van ons eie menslike gespartel, al ons pogings, ons uiterlike moraliteit, ons menslike wysheid, ons uiterlike godsdienstigheid, alles wat ons sonder die lewende God en Jesus Christus, die redder doen, beteken op die ou end absoluut niks. Dis hoekom ek gesê het, hierdie vers 20, is 'n ontnigterende boodskap. En ek wonder of julle al begin verstaan waarin ons op pad is. Dis 'n ontnigterende boodskap. Dit behoort elkeen wat dit hoor te ontnigter. Ek sê weer, alles wat ons sonder God en Christus doen, beteken op die ou end absoluut niks. Voor die troon van God geen ewigheidswaarde nie. Dit is geen bate vir ons nie. Die finale opbrengs van 'n hele suksesvolle lewe sonder God. Hoor julle, 'n suksesvolle lewe, aanhalingstekens, sonder God is maar net skoebalon. Skoebalon. Wat tot die ewige dood lei. Die som totaal van 'n lewe sonder God en Christus is die som totaal. As jy alles bymekaar sit wat jy jou hele lewe lank bymekaar gemaak het en voorgewerk het en jou beywer het en al daardie dinge beteken net mooi niks. Net mooi niks. Hoeveel duideliker kan dit nou gestel word? Alles wat jy sonder God doen, beteken niks. Nou kom ons by vers 21 en daar vra Paulus, daarom vra hy 'n direkte vraag wat elkeen van ons vandag moet hoor, en dis Romeine 6 vers 21. Watter vrug, watter bate, watter wins het julle toegehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Maar wat het dit julle gebaat? As jy nou vandag by die besef kom wie God en Christus is en wat die redding is, dat dit vir jou gegee word as 'n geskenk en dat jy dit nie kan verdien nie, maar dat jy God kan verheerlik deur heiligmaking, dat jy jou tyd en energie daarin moet sit, ook daar in jou werk waar jy is en wat jy doen alles, jy moet voortdurend as mens, 'n geredde mens lewe, dan vra hy jou, wat het jou lewe sonder Christus jou gebaat? Watter vrug het dit jou gelewe? En vandag as jy terugkyk, sal jy eintlik besef, maar ek moet skaam wees daaroor. Ek moet skaam wees oor my lewe sonder God en Christus. En dan kom die antwoord. En daardie antwoord is soos 'n weerligstraal. 'n knallende weerligstraal. Die einde van daardie dinge, die som totaal van daardie dinge, is die dood. Dit eindig maar net in dood. Al daardie dinge wat jy voorheen gedoen het, voordat jy gered is, eindig in die dood. So jy kan op niks daarvan staat maak, op jou vorige lewe voor redding, dat dit enigstens tot jou voordeel is, dat dit vir jou 'n bate is of so iets nie, want dit eindig in die dood. Dit lei net na die dood. Dit is niks. Nie dat die dood niks is nie, maar is die dood. En vir jou as gelowige beteken dit niks nie. So daar's geen ware geestelike wins in die ou lewe sonder God nie. Alles wat ons sonder God produseer is uiteindelike verlies, skande, leegheid, veroordeling, dood, eenvoudig daardie woord skobalon. En dis wat Jakobus 1 vers 15 vir ons so duidelik wys, dat selfs die plesier en pret wat ons najag,
altyd 'n spoor van vernietiging en stikkende harte agterlaat. Hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, as dit vrug geword het, baar dit sonde, is die vrug daarvan net sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Dis presies wat Paulus hier in Romeine 6 sê. Daardie begeerlikhede van die vlees, begeerlikhede van die wêreld waarin jy jou oorgee, lei op die ou end maar net na die dood. Daar's geen bate daarin nie. Daar's geen waarde daarin nie. Spreuke 14 vers 12, 'n wyse waarskuwing, daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Dit lyk vir jou reg, dit lyk goed, maar die einde is maar net die dood. So laat ons dit verstaan, geliefdes, die sonde en die wêreld van die sonde beloof altyd die grootste genot. Dis die belofte wat daarin is. O, die belofte is so pragtig, dis soos al hierdie advertensie kampanjes, al hierdie advertensies, beloof die grootste genot. Maar op die eind lei dit maar net na niks of na verdriet. En in terme van die mens en wat dit vir die mens probeer bied, beloof dit altyd die hoogste vryheid. Daar kom dit weer, sê, hier gaan jy vryheid hê, jy sal kan kies. Maar eintlik word ons maar gevang en ons beland in gekettingde slawerny. Dit beloof lewe in oorvloed. Maar die finale vereffening is die dood. So as ons aan die wêreld oorgegewe lewe, as dit ons keuse is, wel vir 'n gelowige is dit onmoontlik, want julle onthou wat het Paulus vroeër gesê. Dis ons logiese, redelike reaksie op die evangelie, dat ons so sal lewe tot verheerliking van God. Maar indien ons 'n lewe so lewe dat ons aan die wêreld oorgegewe lewe, dan is die einde daarvan ook die dood. Dit bring ons by vers 22. Vers 22. Nou na al hierdie waarskuwings oor die sonde en die slawerny, is daar dan ook lig wat deurbreek, en dank God daarvoor. Want dit is wonderlik hierdie absolute goeie nuus in vers 22, wat hy nou sê. Hy het ons nou gebring waar ons besef wat God van ons vra. En dan sê hy vir julle, maar julle gelowiges, maar nou, nadat julle vrygemaak is van die sonde, en nou dat julle diensbaar geword het aan God, julle is nou tot God se dienaars verklaar, het julle vrug tot heiligmaking, julle vrug tot heiligmaking. Julle kan dit nou toon, julle kan dit nou doen, en die vrugte daarvan pluk, en die seën en die vrede en die vreugde, alles daarmee saam kry. En die uiteinde is die ewige lewe. Wat eintlik hierso impliseer is dat julle reeds hier op aarde die vrede en die vreugde gaan kry, wat smaak na die ewige lewe. So wil jy die ewige lewe hê, ja, as gelowige kan jy seker wees daarvan. Maar jy kan vir jouself hier te midde van hierdie lewe hier alreeds 'n voorsmaak kry van die ewige lewe deur hoe jy nou lewe. Hoe jy nou lewe. Te midde van die wêreld. Nou dat julle vrygemaak is. Nou, ons het onsself nie vrygemaak nie, dit weet ons, die lewende God het ons vrygemaak, en hy het in sy soewereine genade ons bevry van ons vorige baas, ons meester, wat ons so wonderlik gedien het, en hy het ons nou kom red van hom, en nou is ons syne. En dit beteken dis nie maar net 'n oppervlakkige verbetering van ons gedrag nie. Dit beteken ons gee onsself totaal oor aan hierdie regeringsverandering waaronder ons nou gekom het. Ons regeerder het gewissel. Dis nie meer die bose nie, dis nou God. God regeer in ons lewens.
en kyk na die radikale nuwe oes wat hierdie nuwe eienaarskap in ons lewens begin dra. 3 dinge wat hy hier vir ons wys wat nou die werklikheid van ons lewens moet wees. Eerstens, ons het 'n nuwe status. Ons het 'n nuwe status. Ons is finaal vrygemaak, losgemaak van die sonde. Ons is bevry daarvan. Ons het die hoogste eer gekry om nou slawe van God te wees. Ons het 'n nuwe status. Ons is slawe nou, dienaars van die allerheiligste God. Tweedens is daar 'n bepaalde vrug daaraan verbonde. Dit wil sê ons lewensbaar vrug. Waar die ou lewe net skande en skaamte opgelewer het, dra ons nou die vrug van heiligmaking. Dit is nou sigbaar in ons lewens. En derdens is dit dan die finale, die uiteinde. Die pad waarop ons nou loop, eindig nie meer in die graf van die dood nie. Maar dit is nou die onbeskryflike ewige lewe in die heilige teenwoordigheid van God. So daardie 3 dinge het ons totaal verander. En dit is hoekom ons nou anders is en behoort te wees. En nou kom ons by die finale vers in vers 23. Hier kom Paulus by hierdie teologiese, leerstellige, skrifgefundeerde waarheid, die klimaks van sy hele argument tot hierso, hier aan die einde, vers 23. Vat hy die hele boodskap van Romeine 6 saam in een van die bekendste en kragtigste verse in die hele Bybel. 'n Vers waarna dikwels verwys word. En dis 'n vers wat elkeen van ons vandag met volslae eerlikheid in ons eie lewe moet konfronteer. Dit is ons word deur daardie vers in die gesig gekyk. En hy konfronteer ons. En 'n duidelike, sekere antwoord word van ons gevra. Waar staan jy? Waar staan jy? Dit is daardie vers, Romeine 6, vers 23. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Hier is nou die lyn wat reg deur die hele woord van die Here loop. Ou Testament, Nuwe Testament. Vanaf die sondeval tot en met God se verklaring in Genesis 3 vers 15 en dan reg deur die Ou Testament tot aan die einde by Openbaring. Dit is in elke Bybelboek, dit is in elke hoofstuk, in elke vers, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So hier stel Paulus 2 ewige werklikhede in absolute duidelike kontras reg teenoor mekaar. Maar kom ons kyk wat bedoel hy hierso presies. Hy sê, en hier is dit wat ons moet verstaan. Die sonde betaal 'n loon. Die sonde betaal 'n loon. En die woord wat hy daarvoor gebruik is 'n baie besondere woord en dis hoekom ons dit moet verstaan. Hy gebruik die Griekse woord opsonion. En dit beteken, dit is jou amptelike salaris, jou amptelike rantsoen. As jy soldaat is, dan kry jy jou soldate rantsoen. En dit is wat jy kry. Die regering moet dit betaal, jou opperbevelvoerder moet dit betaal, dit is jou reg en dit is sy plig om jou te betaal. En hy sê, die loon van die sonde is die dood. As jou opperbevelhebber die bose is, Satan is, moet jy weet, jy gaan jou loon kry, want hy is regverdig in daardie opsig. Hy gaan jou loon betaal. Want jy is jou sout werd gewees vir hom. Jy het jou sout verdien. Dis 'n ander woord wat
vir die loon gebruik word, want onthou, in daardie dae het hulle as gevolg van die absolute groot waarde van sout, het hulle dikwels die soldate in sout betaal. So jy het weekliks of maandeliks, wanneer jy jou betaling kry, het jy gaan kry en jy het jou sout gekry, wat jy kon verkoop en baie geld maak daaruit, want sout was 'n skaars kommoditeit. En jy is in sout betaal. En dan kom jy by, as Satan jou meester is, dan kom hy, jy het jou sout verdien hierdie week. Verstaan julle wat ek bedoel? Die sout wat ons van Satan ontvang as ons hom dien, is die dood. Die loon van die sonde. Die salaris van die sonde. Die rantsoen van die sonde is die dood. Dis geld wat die mens met sy eie sweet, sy eie bloed, sy eie trane regmatig verdien het, en jy gaan dit kry. Dis wat Paulus hier sê, jy gaan dit kry. Want dit is 'n skuld wat vereffen moet word. Maar hy sê, verstaan dat die sonde is 'n baie betroubare werkgewer. Jy kan hom vertrou dat jy jou loon gaan kry. En sê een van die kommentators, as ons lewe lank in die loopgrawe van die sonde veg, as ons sy opdragte uitvoer en hom getrou dien, gaan die sonde ons presies uitbetaal wat ons met ons lewe verdien het. En daardie regmatige verdiende salaris vir 'n lewe van rebellie teen God is die dood. Die ewige, bewuste skeiding van die bron van alle lewe. En dan kan ons weer 'n slag sê, maar God sy dank, want Paulus verander sy woordeskat hier en hy doen dit onmiddellik. En hy stel die twee in kontras teenoor mekaar. En let wel wat hy sê nie, die loon van God is die ewige lewe nie. Kyk mooi, hy sê dit nie. Kyk daar op julle verse. Hy sê nie, die loon van God is die ewige lewe nie. Hy sê, die genadegawe, die geskenk, die persent van God is die ewige lewe. Jy werk jou dood onder die sonde, maar onder God gee hy vir jou die grootste persent wat jy kan kry. Hy gee dit vir jou, want jy kan dit nie verdien nie. Die genadegawe, die geskenk, die persent van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En ek sê weer daai genadegawe, onthou Efesiërs 2 vers 8 en 9, want julle is uit genade gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe, die geskenk, die persent van God. Dis 'n persent, nie uit werke nie, sodat niemand rede het om te roem nie. Dis 'n geskenk wat gegee word aan iemand wat dit glad nie verdien nie, wat niks daartoe bygedra het nie, wat dit nooit kan terugbetaal nie. En dit het vir God, die Vader, die lewe en die kosbare bloed van sy enige gebore seun gekos. En hierdie onverdiende vrye geskenk is die ewige lewe wat hy skenk aan die wat met leë hande, arm van gees, die geskenk van geloof ontvang. Wat jy net besef, maar my vorige lewe is koebelon. Ek kom na God met leë hande. Ons kan nooit die geskenk los, apart van die persoon van Jesus Christus sien nie. Dit is intiem, onlosmaaklik aan hom gekoppel. As ons die seun het, het ons die lewe. En as ons die seun nie het nie, het ons niks anders as die swaar loon van die sonde wat op ons wag nie. So geliefdes, die evangelie van Christus laat ons vandag aan die einde van Romeine 6, waar ons nou gekom het, nie in een of ander vaag, grys of neutrale area nie. Dis nie soos 'n breë damwal waarop ons kan stap nie.
Inteendeel, dit is die snykant van die skerpste denkbare mes. Ons dien of die meester van die sonde en die dood, of ons dien die God gestuurde meester en deur hom die lewe. Ons is of op die pad na die finale uitbetaling van die sonde se loon, of ons wandel in die vrye genadegawe van die ewige lewe. En die vraag aan elke gelowige is 'n baie praktiese vraag. Dis 'n baie praktiese vraag en ek hoop nou regtig julle luister elkeen. Daar's net een vraag op ons sterfbed. Een vraag op elke mens se sterfbed, as jy die geleentheid kry om nog die vraag te beantwoord. Net een vraag op die sterfbed. As God ons hart, ons verstand, ons wil reeds in Christus nuut gemaak het, nou ek praat nou met gelowiges, soos ons in Romeine 1 in die vorige boodskap gesien het, is die vraag, stel ons ledemate, alles wat ons het en is, as gewillige instrumente tot sy diens. Het ons dit gedoen? Nou, ek sluit af met 2 aanhalings. C.S. Lewis skryf, en ek vertaal, die najag van 'n eie selfgesentreerde agenda in hierdie lewe is die opperste vorm van tragiese selfbedrog. Die opperste vorm van tragiese selfbedrog. Dit is 'n hardloop agter die wind aan wat eindig in absolute niksheid. Dit weerspieël die waarskuwing in Romeine 8 vers 8. Hulle wat in hulle sondige natuur lewe, kan God nie tevrede stel nie. Al bou die mens die grootste rykdom, die magtigste rykdom, al is jy die rykste mens op hierdie aarde, as dit sonder God is dit skubalon. Die ander aanhaling is van Dietrich Bonhoeffer, wat deur die nasies tereggestel is, omdat hy nie sy geloof wou prysgee nie. In sy boek, The Cost of Discipleship, herinner hy ons daaraan dat die ware lewe eers begin wanneer ons aan ons eie agenda sterf. Wanneer ons aan ons eie planne sterf. Hy sê, wanneer Christus 'n mens roep, beveel hy hom om te kom sterf. Die wekroep van God deur Christus is, kom sterf. Kom sterf aan jouself, kom sterf aan jou eie planne, kom sterf aan jou eie self. Enigiets minder as dit, sê Bonhoeffer, is geloof in goedkoop genade. Geloof in goedkoop genade. En dit beteken, en hy omskryf dit, goedkoop genade is 'n Christenskap, aanhalingstekens, sonder kruis en sonder Christus, met ander woorde, daar is geen redding nie. Sonder die Gees, die Heilige Gees, is daar geen planne en geen blywende anker nie. Is daar geen planne tot heiligmaking en geen blywende anker wat ons vashou nie. Om vir eie gewin te leef is om jou lewe te belê in dit wat tot as sal verbrand. Om vir eie gewin te leef is om jou lewe te belê in dit wat tot as sal verbrand. So geliefdes, ek sluit af dan die keuse vir ons
is baie duidelik. Ons kan aanhou bou aan ons eie tydelike agendas, wat soos rook in die wind gaan verdwyn. Of ons kan ons lewens belê in die ewige koninkryk van God. Daar is nie 'n middeweg nie. Om sonder hom te leef, is om die ewigheid te verbeur vir 'n handvol as. Net 'n handvol as. Maar om in hom te leef, is om geanker te wees in 'n verlossing wat nooit kan wankel nie en nooit verlore sal gaan nie. Laat ons daarom dan vandag ons eie planne, ons selfsug, ons vrese by die voete neerlê van hom wat die koning van al die eeue is, ons redder, ons heiligmaker, ons Heer, ons meester. Laat ons dan vandag die lewe kies wat waarlik die lewe is. Mag God ons help. Ons hemelse Vader, ons harte is dankbaar, so dankbaar vir die woord wat tot ons vandag gekom het. Dankbaar in die mate wat dit vir ons 'n waarskuwing was, maar ook dankbaar wat dit vir ons 'n vertroosting is, Here, in die mate wat ons dan in totale oorgegewenheid aan U lewe. Dankie vir die boodskap dat Jesus red en dat U genade vir ons genoeg is, ook om ons te lei op die pad van heiligmaking reeds hier op aarde. En dit is ons strewe, dit is ons groot passie in die lewe, Here, om heilig te wees hier op aarde, in dit wat ons is, en deur dit wat ons doen, in elke situasie. Here, U woord laat ons nie onveranderd nie, dis wat U Gees ons beloof, dis wat U Gees in ons doen. Inteendeel, Here, ook hierdie woord van hierdie oggend transformeer ons hele wese, ons hart, ons siel en ons gees. En ons vra dat hierdie waarheid diep in ons harte sal wortel skiet. Help ons om met nuwe vrymoedigheid, ware vrymoedigheid, en in lewende hoop, as U gestuurdes, as U diensknegte, diensbaar tot U alleen hier op aarde te lewe. En vergewe ons waar ons met ons eie vrese en agendas rondloop, en waar ons fokus nie op U is nie, maar ons pleit dat U ons sal vul opnuut met die fokus en die wil in die lewe om dit te doen, alleenlik dit te doen, alleenlik te lewe, in dit, ook in hierdie alledaagse wêreld waarin ons, in hierdie alledaagse werk wat ons doen, om dit te doen tot U verheerliking. En dat ons daar die vrede kan kry, ook daarin wat alle verstand te bowe gaan. O Here, hoor ons gebed, is ons pleidooi vanoggend. Hoor ons gebed, o Here, in Jesus se naam. Amen.